welkom by vandag se huiskerk. Ek dink ons almal ken mos daai gevoel wat jy kry wanneer jy baie keer jou foon oopmaak omdat jy iets wil kyk op jou foon of wil doen of iemand wil bel of so iets. En dan as jy dit oopmaak, dan kom daar 'n boodskap op wat sê dit is tyd vir 'n update op jou foon. En as jy so 'n boodskap kry, dan moet jy nou besluit wat jy gaan doen. Want jy kan of vir die foon nou sê, maar ja, jy wil dit nou gedoen hê, maar dan moet jy bereid wees om 'n bietjie te wag, want die foon moet mos nou deur al sy prosesse gaan, en dan moet die foon gewoonlik ook mos nou eers restart, voordat jy dit weer kan gebruik. So jy moet bereid wees om 'n bietjie te wag, en dit wat jy wou doen, eers 'n bietjie te los. Of jy kan besluit, jy gaan dit eerder herskeduleer vir 'n ander tyd, en dan sê jy dit vir die foon, en dan doen die foon dit op 'n later stadium. Of jy kan dit net ignoreer ook, dis ook 'n opsie wat jy kan hê, jy kan net die update ignoreer, maar dit gaan dalk nou op die langtermyn nie goed wees vir jou foon, as jy dit net ignoreer nie. Nou wanneer die foon dan die update gedoen het, dan moet jy nou baie keer ook eers weer gewoond raak aan die foon, want saam met hierdie updates, kom daar mos nou veranderinge op jou foon. En soms lyk die foon so 'n bietjie anders, en die icons op jou foon sit op verskillende plekke en so aan. So nou moet jy ook weer so 'n bietjie tyd spandeer om net weer gewoond te raak aan jou foon en weer gewoond te raak oor waar alles nou is, want dit is dalk nou nie meer waar dit vroeër was nie. Nou dis waaroor vandag se tema ook gaan. Dit gaan daaroor dat God is ook die hele tyd besig om updates in ons lewens te wil doen. En as 'n mens nou 'n gelowige is, dan beteken dit mos nou nie jy raak 'n gelowige en dan jy nou gearriveer en dan gaan jy nou eendag hemel toe gaan nie. Nee, om 'n gelowige te wees is 'n reis waarop 'n mens gaan. Dis 'n proses waarop jy is. En God is heeltyd saam met ons op hierdie reis, en God is heeltyd besig om updates te wil doen in ons lewens terwyl ons op hierdie geloofsreis is. Daar is heeltyd goed wat ons nodig het om te leer. Daar is lesse wat geleer moet word, en goed wat moet verander en moet vernuwe in ons lewens. Goed wat God die hele tyd in ons lewens wil doen. En ons moet ook nou maar besluit, soos met jou foon ook, gaan jy dit nou vir God toelaat om dit te doen, of gaan jy ook nou net besluit om dit dalk te ignoreer, tot jou eie nadeel in die proses. So dit bring my dan nou by die eerste teksgedeelte wat ek vanoggend wil lees. Ek gaan vir ons lees uit Esegiel 36, vers 25 tot 28. Ek sal rein water oor julle sprinkel, en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder, en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg, en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Nou die mense vir wie hierdie teks oorspronklik geskryf is, was in ballingskap vasgevang. So hulle was gevangenes in 'n vreemde land, in die stad Babel was hulle gewees. En dit het sleg gegaan met hulle. Hulle voel stak, hulle voel sonder hoop, dit voel vir hulle asof God hulle verlaat het. So die teks is dan 'n belofte wat aan hulle gemaak word, dat hulle weer sal teruggaan na hulle eie land toe. En God beloof ook vir hulle, dat God vir hulle van binne af sal verander, dat God vir hulle sal reinig en hulle gaan vernuwe, dat God vir hulle 'n nuwe hart gaan gee, sodat hulle op 'n nuwe manier kan luister na God, dat hulle op 'n nuwe manier kan lewe, dat hulle op 'n nuwe manier kan glo en vir God op 'n nuwe maniere kan volg. Nie net daar waar hulle in daai oomblik is, binne hierdie slegte omstandighede nie, maar dan ook uiteindelik wanneer hulle teruggaan na hulle eie land toe. Nou in die Bybel was die hart nie 'n simbool van emosies, soos wat ons nou deesdae graag daarvan maak. Ek dink nou maar aan Valentynsdag, en hartjies en so aan. Die hart is nie 'n simbool van emosies nie. Vir hulle was die hart 'n simbool van jou totale menswees. Dit is 'n simbool van
van al jou gevoelens en jou intensies en jou behoeftes en motiewe en jou insigte. So as God sê, hy gaan vir hulle 'n nuwe hart gee, dan sê hy eintlik daarmee vir hulle, ek gaan julle hele menswees verander. Hy gaan hulle hele menswees vernuwe. En dit hang nie af van hulle harde werk nie. Hulle hoef nie enigiets te doen daarvoor nie. Hulle, dit is nie soos 'n selfhelpboek wat jy gaan koop en dan moet jy nou sekere goeders doen om te vernuwe nie. Dis God wat dit vir hulle doen. Dis God wat die inisiatief neem in hulle lewens en dit doen. So God gebruik die oppe en die affe, die goeie en die slegte goed van ons lewens, om ons te vorm, om ons te vernuwe, om ons lewens te verryk, om vir ons sekere goed te leer. En God kan 'n hart van klip, met ander woorde 'n harde hart, die hardste hart, kan God verander en in 'n nuwe hart en in 'n sagte hart, in 'n nuwe manier van lewe. Nou Paulus verduidelik dit nou vir ons nog 'n bietjie meer in Romeine 12 vers 2. Paulus skryf daar: Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Nou wanneer Paulus praat van ons denke, dan bedoel hy nou nie daarmee ons verstand of ons intellek nie. Dit gaan meer oor ons mindset, oor 'n manier van dink. So mense wie se denke vernuwe is mense wat anders dink oor hulle self, wat anders dink oor ander mense, wat anders dink oor die wêreld en die lewe wat ons elke dag leef. Dit beteken dat ons leef nou nie meer volgens die ou patrone nie, volgens die ou vrese en die ou gedagtes en die ou maniere van doen nie. Ons leef nou op 'n nuwe manier, ons het 'n ander mindset oor die wêreld en oor ons lewens. Natuurlik is dit ook moontlik dan nou vir ons om dit net te ignoreer wanneer God dit in ons lewens wil doen. Wanneer God so ons harte en ons gedagtes vernuwe, dan kan ons dit ook net ignoreer, soos wat ons met ons fone ook kan doen wanneer die foon 'n update moet doen. Maar dis op die einde dan nie goed vir onsself nie, dis nie goed vir die mense rondom ons nie, dis nie goed vir hoe ons dink oor die lewe en hoe ons lewe leef nie. Nou ek wil afsluit met 'n storie wat dit alles nou baie mooi verduidelik en saamvat. So ek wil hê jy moet jouself gou indink. Jy staan nou in die ry by die til in Checkers. Jy het nou 'n paar goedjies wat jy gaan kry het, wat jy nou moet betaal en jy staan nie in die ry by die til. Maar dis 'n baie besige dag in die winkel, daar's baie mense en die rye by die til is baie lank en jy moet nou staan en wag. En voor jou by die til is daar 'n vrou wat jy sien, maar sy het hierdie waantjie vol goed. Dis eintlik so gepak dat dit so hoop staan in die waantjie. En jy besef nou maar, jy weet, dit gaan nou 'n rukkie vat vir hierdie vrou om al haar goed te laat scan en te betaal. En onmiddellik voel jy half so 'n bietjie ongeduldig, maar dit is nou maar hoe dit is en jy moet nou maar staan en wag. Dan kom die vrou by die til en sy begin die goed uitpak en jy sien maar sy pak die goed so stuk uit. Sy pak 'n paar goedjies uit en dan word dit gescan en dit word in 'n sak gepak en dan betaal sy dit met 'n kaart of met kontant. En dan vat sy die volgende paar goedjies en dit word gescan en dit word in 'n sak gepak en dan haal sy 'n ander kaart uit of sy betaal dit ook dan nou weer met kontant. En so gaan dit aan en dit raak net al hoe langer en jy staan al hoe langer en wag en jy dink maar, jy weet, jy raak ongeduldig en hierdie vrou is dan nou nie baie konsidererend nie, want dis 'n lang ry mense hier agter en julle het almal beter goed om te doen en ander plekke om te wees as om nou hier vir haar te staan en wag. Maar jy het ook nou nie 'n keuse nie, so jy moet nou maar wag tot sy klaar maak. En so gaan sy aan, sy pak 'n paar stukkies goed uit, dit word gescan, dit word weggepak en sy haal 'n kaart of kontant uit en betaal dit. Uiteindelik is sy klaar en sy vat al daai goed, dit is teruggepak in die waantjie, hierdie hoop goed, en sy is daar weg. En jy kan nou uiteindelik jou paar goedjies wat jy gekoop het, kan jy nou betaal. En jy doen dit toe en dan stap jy nou uit na jou kar toe. En toe jy nou in die parkeerterrein kom, toe sien jy hierdie vrou
met haar waantjie vol goed staan by 'n bussie. Een van hierdie klein quantum bussies. En die bussie is vol ou mense, bejaardes. En jy sien hoe hierdie vrou elke sakkie goed uithaal, dit vir een van die bejaardes gee, en dan vroetel sy so 'n bietjie, en dan gee sy die bejaarde se kaart of klein geld en die kwitansie vir die persoon. En so doen sy dit met elke sakkie goed wat sy gekoop het. En jy besef dat hierdie vrou het nou al hierdie ou mense se inkopies vir hulle gaan doen, omdat hulle nou nie meer self dit so goed in staat is om dit te doen nie. Nou jy kan nou op twee maniere reageer nadat jy dit gesien het. Jy kan nou besef dat hierdie vrou het hierdie mense se inkopies namens hulle gaan doen. En daarom het dit nou so langer gevat, en jy kan besef, dit was nou onregverdig van my om nou so ongeduldig te raak met haar. En volgende keer gaan jy nou anders dink oor iemand wat so lank vat, want jy besef, dan mag dalk 'n rede wees hoekom hulle so lank vat, en jy gaan nou meer geduldiger wees as jy in sulke situasies weer beland. Of jy kan daarna kyk en jy kan dink en jy kan dit net ignoreer. En maar net aangaan met jou lewe soos gewoonlik, en jy gaan maar net weer ongeduldig raak wanneer iemand nou langer vat as wat hulle moet vat. Sien, ons harte en ons denke wat vernuwe word, kan baie dinge beteken. Maar op die ou end dink ek dat dit veral 'n invloed op die manier hoe ons na onsself kyk, die manier hoe ons na ander mense kyk, die manier hoe ons na situasies kyk en dit opsom en so aan, en hoe ons na die lewe kyk. Dit verander die manier hoe ons dit doen. En ons moet die Gees daarom toelaat om ons oë oop te maak vir ander moontlikhede en vir ander perspektiewe en vir ander maniere van kyk. Ons het maniere hoe ons na onsself kyk, maniere hoe ons na ander mense kyk, en ook maniere hoe ons anders moet kyk na goed soos ons tyd en ons geld en ons goed. Maar ons moet vir God toelaat om ons denke en ons harte te vernuwe, sodat ons anders na die lewe en na mense kan kyk. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons bring ons lewens na U toe. Ons moegheid, ons angs, ons foute, ons verkeerde denke en aannames en maniere van doen. Dankie dat U liggaam gebreek is vir ons, en dat U bloed uitgestort is vir die vergifnis van ons sondes. Dankie dat U deur U Gees ons harte opdateer, ons denke vernuwe, en ons leer om anders te leef en anders te kyk. Dankie dat U ons verander van binne af, en ons dan versterk vir die lewe daar buite. Amen.